Goeiemôre, dit is baie lekker om vanoggend weer op hierdie manier met julle te kan kommunikeer. Ek hoop en vertrou dat jy 'n baie lekker week gehad het, veral vir ons kinders. Die skool is weer aan die gang. My ma het altyd gepraat van terug hok toe. So ek hoop julle het 'n lekker week gehad, eerste week gehad, vir al ons graad 1's wat na die grootskool toe is vir die eerste keer, maar vir al ons kinders dat dit vir julle 'n goeie week was. Vir al ons hoërskoolkinders ook weer 'n nuwe aanpassing. Maar dis die lekkerte is dat ons weer kan begin om so stadig maar seker na normaal terug te keer. Dis lekker hier by die kerk ook dat ons weer met ons Bybelstudies en sommige van ons omgee groepe kon begin. Dis ook baie lekker om weer in ons eredienste te kan wees. En dit is so lekker om te sien dat ook meer en meer mense Sondag na ons eredienste weer begin terugkeer. Want dit is vir ons die heerlike om in die erediens by mekaar te kom en daar die Here te aanbid, in sy teenwoordigheid te wees saam met ons broers en ons susters. Maar ons weet ook dat baie van ons lidmate nog nie die vrymoedigheid het om in hierdie tyd by ons eredienste te wees nie, en daarom gaan ons nog aan om ook hierdie video's en klankgrepe vir julle uit te stuur. So mag watter manier ons ook al as gemeente vandag by mekaar kom, vir jou daar waar jy is, tot groot seën wees. Ek wil graag begin deur vir ons 'n gedeelte te lees wat Paulus geskryf het in Romeine hoofstuk 15 van vers 9. Hy sê, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. Hy sê, daar staan ook, wees bly nasies saam met sy volk, en weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja het op sy beurt gesê, daar sal 'n loot van Isaai kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan wees deur die krag van die Heilige Gees. En kan ek vir jou hierdie laaste versie herhaal? Luister mooi. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan wees deur die krag van die Heilige Gees. Mag die Here vir jou seën met sy genade, barmhartigheid en vrede, ook daar waar jy nou is. Amen. Vader in die hemel, u beheer ons lewe, ons aanbid u. Jesus Christus Redder, u beheer ons lewe, ons aanbid u. Heilige Gees ons trooster, u beheer ons lewe, ons aanbid u. Die gedeelte wat ons vanoggend met mekaar gaan deel, kom uit die Lukas Evangelie, hoofstuk 11, ons gaan daarvan lees die eerste 13 verse. Maar voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook uit die woord kan lees. Hierdie aangrypende gedeelte waar u in die eerste plek vir ons leer om te bid, Vader. Wat u vir ons kom leer dat ons werklik 'n Vader in die hemel het. 'n Vader wat omgee, 'n Vader wat voorsien, 'n Vader wat met ons elkeen in 'n baie intieme verhouding wil kom staan. Dankie daarvoor. Wil u gee dat in hierdie oomblikke ons dan ook baie naby aan ons Vader sal wees. Dat ons deur u Gees sal hoor ook die woorde van ons Here Jesus. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons lees uit die 2020 vertaling, Lukas hoofstuk 11 van vers 1. Op 'n keer het Jesus op 'n sekere plek gebid, en toe hy klaar was,
het een van sy disippels vir hom gesê, Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy disippels geleer het. Hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. Hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het 'n vriend, en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie, die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en wie soek vind, en wie klop sal oopgemaak word. Wat 'n vader onder julle, as sy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is dan weet, om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Ek lees vir ons eers net tot daar. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n volgeling van Jesus. 'n Disipel is iemand wat agter Jesus aanloop, wat by hom leer, wat by Jesus sien hoe hy optree, en dan daardie selfde lewenswyse en daardie selfde beginsels om dit in sy eie lewe toe te pas. Ons teksgedeelte vanoggend vertel vir ons van 'n geleentheid waar Jesus besig was om te bid. Nou, ons weet uit die Nuwe Testament dat Jesus telkens dit gedoen het. Die disippels wat hulle geruime tydjie saam met Jesus was, het al baie kere gesien hoe Jesus eenkant gaan om te bid. In die aard van die saak is dit dalk iets wat hulle waarskynlik aangegryp het, en het hulle ook hierdie behoefte gehad om soos Jesus ook te bid, om ook te kan stil raak by hulle God. En daarom kom hulle na Jesus toe, en hulle vra vir Jesus, Here, leer ons bid. Want dit was hulle behoefte, dit was hulle begeerte om ook vir Jesus daarin na te volg, en sy voorbeeld ook na te streef. In een van sy preke maak die Amerikaanse dominee David Platt 'n baie insiggewende opmerking. Hy sê, ons het nie dikwels 'n behoefte aan gebed nie, omdat ons nie besig is met die dinge wat gebed nodig het nie. Mense het nie gebed nodig as jy lê en TV kyk. Jy het ook nie nodig om te bid as jy doelloos op die internet rondswerf nie. Jy het nie gebed nodig wanneer jy geen risiko's vir Christus neem nie. Wanneer daar niks is in jou verbintenis aan God wat op die spel geplaas word nie. Daarom lei ons lewens wat eintlik getuig dat gebed nie regtig nodig is nie. Niemand dink daaraan om te leer bid as jou geloof bloot roetine is nie. Jy hanteer die lewe, die dinge van jou lewe sommer so in die verbygaan. Maar hy sê verder, hy sê maar wanneer jy alles op die spel plaas vir Christus, wanneer jy alles verlaat en hom volg, dan moet jy leer bid. Wanneer jy jou drome, jou besittings, jou hoop, jou loopbaan opoffer, dan moet jy leer bid. As jy jou reputasie aan Christus verbind, en desperaat is om met jou lewe uitdrukking aan Christus se roeping te gee, dan het jy gebed nodig. Volgens Platt kan 'n mens 'n lewe lei wat prakties gesproke eintlik sê, sonder dat jy die woorde gebruik, jy het nie gebed nodig nie. Ons kan so leef en so elke dag so maklik aangaan. En ek dink so maklik verval ons ook in hierdie roetine. Ons staan op, ons gaan met ons dag aan, en baie keer dink ons nie eers aan die Here nie. Maar hy sê, of jy leef so, of jy kan, soos Jesus se eerste disippels,
alles agterlaat en hom volg. En dan het ek en jy nodig om te vra, Here, leer my, leer ons bid. Met baie respek gesê, vermoed ek dat die rede hoekom sommige mense bid en ander nie bid nie, of dalk nie so gereeld bid nie, is by die vraag of ek God regtig nog in my lewe nodig het, of het ek hom nie nodig nie. Dit gaan daaroor dat ons baie keer so op ons eie stoom in die lewe aangaan. Dinge doen, sonder om eers 2 keer te dink oor hoekom ons dit doen, of waarmee ons besig is. En daarom is die eerste vraag wat ek myself moet afvra, as dit juist by my gebedslewe kom, is dit, hoe nodig het ek regtig die Here in my lewe? Het ek hom regtig nog nodig in my lewe? Of is hy maar net 'n kruk waarop ek terugval wanneer ek op eie stoom nie meer kan aangaan nie? Die wonderlike van 'n teksgedeelte is dat wanneer Jesus op hierdie vraag van sy disippels reageer, as hulle vir hom vra, Here, leer ons bid. En let op, Jesus reageer sonder huiwering, onmiddellik reageer hy op hulle versoek. Dan is die eerste woord wat Jesus vir hulle leer, is die woord Vader. Jesus leer hulle dat gebed nie 'n formule of 'n inkopielysie is nie, maar 'n intieme verhouding met iemand. Connie Burger skryf aangrypend hieroor, dan sê hy, gebed begin waar jy dit besef en die iemand leer ken. Hierdie persoon, hierdie iemand het baie name, maar sy hoofnaam, sy eerste naam wat ons maar kan gebruik, so sê Jesus vir sy disippels, is Vader. Jesus kom leer sy disippels dat die eerste, en ek kan amper sê, die belangrikste kenmerk van gebed is niks anders as intieme verhouding, intieme kontak met my Vader nie. En daarom is gebed nie 'n formule of 'n inkopielysie nie, maar is 'n verhouding. Jesus, wanneer hy sy disippels leer bid, dan anker hy gebed in die intieme persoonlike ruimte van ons verhouding met God. Die aanspreekvorm Vader getuig juis hiervan. Op hierdie wyse verseker Jesus die bidder dat hy of sy, ek en jy, die voorreg het om God ook ons Vader te kan noem. Maar wat die aangrypende is, wanneer Jesus ons leer om God in ons gebed as Vader aan te spreek, dan nooi Jesus ons uit om iets te besef dat ek en jy in dieselfde intieme verhouding waarin hy met die Vader was, dat ons ook met daardie intieme verhouding met ons hemelse Vader kan wees. En ek wil hê jy moet 'n oombliekie hierby stil staan. Ek wil hê jy moet so 'n oombliekie hieraan kou. As dit nodig is, pos die video, pos die klankgreep en dink vir 'n oombliekie na oor die volgende sinnetjie. Wanneer Jesus ons leer bid, Vader, verseker hy vir my en jou dat ons die voorreg het om ons verhouding met God op dieselfde vlak te beleef as wat hy self dit beleef het. Is dit nie aangrypend nie? Deur ons te leer bid, Vader, nooi Jesus ons in 'n intieme, liefdevolle, vreugdevolle, vredegevulde verhouding met ons Vader. As ons Jesus se disippels is, en ons wil soos hy bid, dan leer hy ons om te bid, Vader, 'n verhouding, dat ek vir God as Vader werklik in my lewe kan ken. Maar Jesus gaan ook verder. As hy dan sy disippels leer om te bid, Vader, dan vat hy hierdie gebed verder, dan leer hy vir hulle om in die eerste plek, as ons met hierdie Vader van ons besig is, om eerstens soekend te wees na sy wil, na sy heerlikheid, na sy koninkryk, nie net op aarde nie, maar ook in my en jou lewe, dat God werklik in ons lewens sal verskyn, dat God in ons lewens teenwoordig sal wees, dat hy ook sy koninkryk in my en jou lewe sal laat kom, sodat hy daarin teenwoordig kan wees, en sodat hy ook daarin
kan regeer. Maar dan vat sy disippels, Jesus sy disippels ook verder, om vanuit hierdie verhouding met God die Vader, om vanuit hierdie verhouding met my Vader, dan ook in afhanklikheid, in 'n oop eerlike gebed te kan sê, Here, vir dit wat ek elke dag nodig het, vir my daaglikse brood, is ek van U afhanklik. En ons weet dat hierdie maar 'n baie basiese, eenvoudige sinnetjie is, maar dat dit eintlik my totale menslike afhanklikheid van God hierin opgesluit is. Dat om te sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, sê ons eintlik, Here, vir my emosies, vir my bekommernisse, vir my vrese, vir my onsekerhede, vir my onvermoë om die regte ding te kan doen, vir alles waarin ek afhanklik is, dat God daarin sal kom voorsien. Jesus leer verder vir ons om te bid, dat ons sondes vergewe word. Om daardeur vir ons te herinner dat ek as mens, wanneer ek as kind van die Here, as disipel van Jesus in die wêreld leef, ek in God se koninkryk leef. En daarom vir my en vir jou baie besondere roeping is, om ook deur ons lewens, deur ons woorde en dade, ook 'n voorbeeld van God se genade en liefde, van God se omgee, ook vir die wêreld te wys. Maar dan leer Jesus ons ook, omdat ons mense is, wat broos is, om te bid, Here, bewaar my van versoekings. Want so maklik verval ons in ou rituele. So maklik verval ons in ou gewoontes, waar ons nie meer die Vader nodig het, waar ek met die lewe aangaan, en onafhanklik van God begin leef. En daarom leer Jesus ons, laat ons nie in die versoeking kom nie. Laat ons nie val in die mag van sonde nie, maar ook dat ons sal volhard in hierdie intieme verhouding, waartoe God ons elkeen uitnooi. As Jesus sy disippels leer bid het, dan gaan hy ook verder. Dan gee hy vir hulle 2 voorbeelde. In die eerste ronde praat Jesus met sy disippels oor die waarde van gebed. En dan vertel hy vir hulle 'n gelykenis van 'n man wat al in die nag die huis toegesluit het, en almal is in die bed, en nou hier in die middernagtelike ure kom klop sy vriend en vra vir brood, want iemand het by hom aangekom. En dan gebruik Jesus hierdie beeld om in die eerste plek vir ons te verduidelik iets van hierdie onmoontlike uur waarin hierdie vriend kom. Om net te sê, maar by God is daar nie 'n onmoontlike uur nie. Ons is nooit ontydig by God. Dis hierdie oop uitnodiging om met gedurig by God, ons Vader, te gaan aanklop vir dit wat ons nodig het. Maar ook verder, dat Jesus dan ook die tweede fokuspunt van hierdie gelykenis, dat die man tog sal opstaan en gaan help. Ten spyte van die ongerief daarvan. Omdat hierdie persoon aanhou. En daarmee die uitnodiging, om vir ons ook, om in ons verhouding met God die Vader, te volhard in gebed. Om net nooit op te hou met bid nie. Om juis te ontdek dat gebed ook in hierdie verhouding met God my daagliks kom uitnooi, om sy teenwoordigheid op te soek, om by hom ook tuis te kom. In hierdie verhaal verduidelik Jesus aan die disippels, dat hulle met die grootste vrymoedigheid tot God, as hulle Vader, kan bid. Om met God in hierdie intieme verhouding te tree, sodat ons op daar ook in sy liefdevolle volheid kan ontdek. Maar hierdie verhaal het ook 'n derde moment. 'n derde moment waar Jesus sy disippels aanmoedig om daarom te volhard in gebed. Jesus tref die vergelyking tussen 'n aardse pa wat vir sy seun net goeie goed gee. Om daarmee vir ons iets te verduidelik dat dit wat God vir my en vir jou in gedagte het, ook die goeie is. Dat God nie vir ons die slegte sal gee as ons die goeie van hom vra nie. Dat God vir ons sal voorsien wat ons nodig het, en miskien moet ons ook iets hoor, iets van die onderskeiding tussen dit wat ek nodig het en dit wat ek wil hê. Want ons weet ook dat baie keer dit wat ons wil hê,
is nie vir ons goed nie. Met ander woorde, hierdie gebede, hierdie uitnodiging, is ook om myself, my lewe volledig onder die beheer, onder die wil van God te stel. Sodat ons ook vir hom, in ons verhouding met hom, ook vir sy goedheid, vir sy voorsienigheid, vir sy almag, in ons lewens kan ontdek. En hierin lê vir ons die versekering, dat ons met vrymoedigheid kan bid. Want God hoor, God kom staan met ons in 'n verhouding, en hy voorsien ook dit wat ons nodig het. Maar die wonderlike is, God gee nie net wat ons nodig het. Hy gee ook vir ons veel meer. Die laaste vers 13 sê dit vir ons, dat as ons aanhou met vra, dan gee God nie net vir ons wat ons nodig het nie, maar hy gee ook vir ons sy gees. Nie net die aardse, menslike gawes nie, maar ook die gawe van sy gees. God gee vir ons meer, want God wil juis hê dat ons hom moet ken, dat ons in hierdie wêreld, as sy disippels, ook moet gaan leef. Ek dink hierdie gedeelte is kosbaar, juis omdat dit vir ons, in hierdie tyd waarin ons leef, waar ons maklik moedeloos kan raak, en maklik gefrustreerd kan raak, en dalk met situasies en omstandighede gekonfronteer word, wat ons uit ons gemaksones ruk, waar ons dalk selfs kan begin, op die randjie van twyfel begin leef, dat Jesus vir ons uitnooi, kom leef in 'n intieme verhouding met God. Dat Jesus vir ons kom uitnooi, dat ons iets van sy verhouding met sy Vader ook in ons lewens kan beleef. Deur dood eenvoudig vir ons te laat ontdek, dat ons by al die name wat daar vir God is, hom Vader kan noem. Inteendeel, daar is plek in die Nuwe Testament wat Jesus praat van Abba, 'n nog meer intieme naam. Mag jy daardie intimiteit met God beleef. Mag dit vir my en vir jou waar word, dat ons nie so sal aanstorm in die lewe, en so op onsself gefokus sal wees, en so gemaklik sal wees met ons eie lewe en ons eie besluite, dat ons vir God uit ons lewe uitskuif. Mag ons saam met Jesus leer, saam met sy disippels leer, om in afhanklikheid van God te leef. Al begin dit dan net, om in 'n oomblik te kan sê, Vader, om daarin te ontdek, 'n God wat met my en jou in 'n verhouding kom tree, 'n God wat hoor, en wat ons uitnooi om te volhard in hierdie verhouding, maar ook 'n God wat ons verseker, dat hy vir ons voorsien, selfs meer as waarvoor ons vra. My gebed vir jou is dat jy werklik dit ook in jou lewe sal beleef en ervaar. Mag Vader baie naby aan jou wees. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me?
you, God. When all I see is a cross, God, you see the answer too. When I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons U Vader mag noem. Dat U daarin vir ons kom uitnooi om naby aan U te kom. Om U te ontdek as die liefdevolle, genadige, vredevolle, barmhartige God, ons Vader. Wat vir ons lief het. Wat vir ons uitnooi. Maar wat ook vir ons in die wêreld instuur met geloof. Met volharding. Met dit wat ons nodig het. Here, as ons sopas ook hierdie lied geluister het. 'n gebed vir ons stad. Dan weet ons, Here, dat U is ons Vader wat ook nie net ons stad nie net ons land, nie net ons wêreld, maar ook vir ons elkeen persoonlik kan kom verander. Vir ons as kerk en as gelowiges kan maak wie U wil hê dat ons moet wees. Hou ons afhanklik van U. Maak van ons begeesterd, begeerig om in 'n verhouding met U te wees, elke dag, elke oomblik van ons lewe. Dankie dat ons mag vra, juis in die naam van die Jesus, wat vir ons geleer het, Vader. Amen. My gebed vir jou is dat die Here vir jou ook in hierdie week sal seën. Mag jy sy nabyheid beleef, mag jy weet, dat ook jou Vader jou liefhet en naby aan jou is. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, kosbaar naby aan jou wees. Mag jy in hierdie week 'n goeie week beleef, omdat jy in jou verhouding met die Here groei. Amen.
see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you.